Môre, dit is Woensdag en dit is die 8ste Oktober en ons gesels hierdie week met mekaar oor Simfonie van Lof. Nou ons het ons eerste en tweede beweging gehad gisteroggend. Ek gaan dit nie herhaal nie en ons gaan na ons derde en vierde bewegings wanneer ons van die Ou Testament af oorblaai na die Nuwe Testament toe, met die koms van die Here Jesus Christus. Kom ek lees vir jou van Lukas 2, vers 4 tot 7, dis gewoonlik 'n teks wat ons veral in die Adventtyd in Kersfees lees. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moet word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê. Hoekom? Omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou hier in hierdie teks lees ons 3 dinge raak. Die eerste, toe die tyd gekom het. So dikwels is ons haastig, so dikwels is ons ongeduldig, so dikwels gee ons gou moed op, omdat ons sê ons gebede help nie. Maar weet jy, die tyd moet reg wees. Ek lees dit dwars deur die Bybel, van wanneer die tyd reg is, doen die Here sy dinge. Hy sê ook in Psalm 1, dat die vrug van die boom is daar op sy regte tyd. 'n Ding wat my baie gepla het, was die 10 plaae. Hoe kon die Here, God dan vir Moses sê, jy moet my volk uit Egipte trek, maar in dieselfde asem word daar gesê, hy Farao se hart verhard, en dan moes eers 10 plaae kom, want God is besig om ons harte voor te berei. Tyd is 'n belangrike ding in ons lewe, om onsself voor te berei. Dan die volgende een wat ons raak lees is, Jesus is gebore, ja, Immanuel, God met ons. Hy is nou, God het in die wêreld gekom. En dan, die derde ding wat ons raak lees, sonneplek. Ons is dikwels so besig en vol van onsself en so aan die hardloop, dat ons nie tyd of plek het vir die Here Jesus nie. Ja, ons sê ons is gelowiges, ja, ons glo met ons hele hart dat daar God is, maar ons is net te besig, en daarom het ons Sondag tyd gegee vir stil gebed, dat ons vir die Here Jesus tyd en plek sal maak in ons lewe. Dan blaai ons verder en ons kyk na die vierde beweging, die Heilige Gees. Hoe sien mens dinge wat die Here God vir ons gee en doen raak? Ons het dit by die kindergleuf ook geleer. Hoe sien ons dinge raak sodat ons kan dankie sê met 'n opregte hart? Hoe sê mens regtig dankie en wys jy vir die Here jou dankbaarheid? Ek lees vir jou Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Daarby wil ek ook vir jou Efesiërs 5, 18 tot 20 lees. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ja, jy het reg gehoor. Die Heilige Gees vervul ons en lei ons en begelei ons om die Here te loof en te dank en te aanbid.
Ja, ons het nie almal dieselfde persoonlikheid nie. Party van ons is ekstrovert en is maklik om sommer op die kerkbanke te spring met vla in ons hand en voluit uit volle bors te sing. Ander ons is meer introvert. Kom ons bid dat die Gees ons lei, wat ons van binne en buite ken, om hom te loof soos hy graag wil. Here, vul ons met die Gees en lei ons, sodat ons U kan loof en prys en dankie sê, op ons manier soos wat U vir ons gemaak het. Amen. Mag jy 'n fantastiese Woensdag beleef. Mooi loop.